So, ons is sterk op pad na die kruis, op pad na Paasnaweek. En dit voel nog ver, maar voor ons oë uitvee is dit hier. Kan jy dink ons is al by die 1 Maart? Vandag die 1 Maart. Maar hierdie is 'n wonderlike tyd om te gebruik, gelowiges reg oor die wêreld, om hulle harte voor te berei. Want geliefdes, die kruis is nie net iets wat ons moet bewonder nie. Die kruis is ook nie net iets wat op 'n gebou gesit word, sodat dit uitgeken kan word as 'n kerkie. Die kruis is die middelpunt. En dit begin eintlik daar waar Jesus sê, in Johannes 10, vers 17 en 18, hy sê, daarom het die Vader my lief. Omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Die message sê, no one takes it from me, I lay it down out of free will. Kyk net na daai skrif. Niemand vat dit nie. Ek gee dit. Ek lê dit af. Ek kan dit weer opneem, en ons weet, Jesus het dit opgeneem. Maar die feit dat hy sê, ek kies om dit af te lê. In die Passion Translation sê dit so mooi, hy sê, the Father has an intense love for me, because I freely give my own life. To raise it up again. I surrender, en ek wil hê jy met daai woordjie surrender net hoor. Ons gaan weer terugkom daarna. I surrender my own life, and no one has the power to take my life from me. I have the authority to lay it down, and the power to take it back again. This is the destiny my Father has set before me. Voor die grondlegging van die aarde het God besluit dat hy sy seun sal stuur om vir jou en my te sterf aan 'n kruis. Geliefdes, die kruis is die draaipunt van die geskiedenis. Ek wil net sê, die goed wat nou in die wêreld gebeur, gaan nie oor al die ander goed nie. Dit gaan tussen lig en duisternis. Dit gaan oor die kruis. En ek was verbaas, en ek wil nou nie politiek praat nie, want ek weet nie te veel daarvan nie, en daai goed is te groot, en ek wil nie my meer daarmee ophou, soos David sê nie. Maar wat my verbaas het, is dat Iran besluit het om mede-moslemlande te teiken. En toe dink ek by myself, is dit as omdat hulle voel, daai lande is te liberaal? OK, sit dit nie daar uit. Die kruis is die draaipunt van die geskiedenis. Maar dis ook die toets vir jou en my vir wat ons glo. Dis 'n toets vir wat ek en jy glo, maar dis ook die deur waardeur God ons vrymaak. God kies om die wreedheid van die kruis te verander in die helderste boodskap van sy liefde. In Johannes 10 sê, en ons het daarna gekyk, Jesus sê, niemand vat my lewe nie. Ek gee dit oor. Vrye wil. Jesus sterf nie omdat iemand hom dwing nie. Nee, dis liefde wat hom dryf. En in die kruis kom God en hy maak homself totaal en al ten volle bekend. En is hier waar hy sy liefde openbaar, maar is ook hier waar geregtigheid bevestig word. Iemand moes die prys betaal het vir sonde. Iemand moes die prys betaal het vir die ongeregtigheid. En Jesus het dit betaal aan die kruis. So, ek wil hê ons moet dit hoor. Die kruis
In die kruis word God se liefde geopenbaar, maar dis ook daar waar sy geregtigheid bevestig word. Maar dis ook daar waar sy genade vrylik uitgedeel word. Is jy dankbaar vanmôre daarvoor? Geliefdes, die kruis is die middelpunt van God se verlossingsplan vir die wêreld. En hier buite die stad Jerusalem, daar aan 'n heuweltjie, word Jesus gekruisig. Word hy die offer vir ons sonde. Hy word daar die offer vir ons sonde, maar hy word ook die een wat ons sonde wegdra. En in Levitikus 16 kan jy gaan lees hoe Jesus eintlik die vervulling was van dit wat gebeur het in die Ou Testament reg oor tyd. Dat daar twee offers was en een was geslag en die ander een was in die wildernis ingestuur. En daar buite Jerusalem se mure word Jesus hierdie offer. En in daai oomblikke ervaar Jesus totaal en al 'n verlatendheid, sodat ek en jy nooit weer alleen hoef te voel nie. Daar word hy verwerp, sodat ek en jy aanvaar kan word, en net daar dra hy die volle gewig van sonde en ongeregtigheid, sodat ek en jy vry, vergewe kan wees, en in 'n nuwe lewe kan staan. Is dit nie amazing nie? Is jy dankbaar vanmôre? Kan ons vir die Here net 'n lofoffer gee, dat ek net seker maak, jy's hier? So geliefdes, die kruis verklaar eintlik dat die sonde nie die laaste sê het oor ons lewens nie. Maar dat God se genade wel die laaste sê het oor ons lewens. Is jy dankbaar vir God se genade? En deur die kruis word die vloek en die gevolg van sonde gebreek, en is daar nou 'n pad van vryheid, van vergifnis, en hierdie pad staan eintlik wyd oop. So hierdie week, en miskien het jy al begin as jy die 18de by As Woensdag begin het in jou boekie journey, of in hierdie week wat kom, word ek en jy uitgenooi om te luister. Want die kruis praat. Die kruis praat deur die woorde van Jesus. Daardie kruiswoorde, daardie 7 kruiswoorde. 7, weet jy, beteken volmaaktheid, voltooiing, volheid. Maar ek en jy word uitgenooi om nie net oor die kruis te dink nie. Ons word uitgenooi om te luister. Te luister wat die kruis vir ons wil sê, want deur daardie woorde word ons hart en ons identiteit en ons lewens gevorm. Nou ons journey saam met Simon van Sirene hierdie jaar. En toe ek in die week weer oor Simon van Sirene dink en sy hele journey, toe besef ek net een ding, of ek probeer toe myself indink, dat indien jy Jesus sou help om sy kruis te dra, en jy agter hom gestap het, hierdie weg van smart, sou dit beslis jou lewe onherroepelik verander het. Dit is nie 'n manier dat jy daai kruis kan dra, in Jesus se voetspore kan stap, en daar gebeur nie iets in jou nie. Ek dink ook nie dit was vir Simon van Sirene moontlik om toe hy eventually daar by Golgotha kom, want onthou hy die dwarsbalk gedra, die regop pale het daar gestaan. Dat hy sommer maar nou net die balk sou neersit, 'n sig van verligting gesig het, en gesê, ek gaan nou op my pad nie. Ek dink, en ek glo, en as ons nou 'n bietjie na die uitkoms kyk, dan weet ons, dat Simon naby gebly het. Ek dink hy het so naby gebly, dat hy hierdie 7 kruiswoorde met sy eie ore gehoor het.
Ek dink hy was nader as van die disippels. En ek wonder toe by myself, en vanmôre wil ek het my verbeelding laat gaan, en ek wil vanmôre vir jou vra om bietjie saam met my jou verbeelding te laat gaan, en jou te vat, jouself te vat, en bietjie daar in Simon van Sirene se skoene te sit. Ek wonder, wat het alles in sy gedagtes gemaal? Wat het deur sy kop gegaan? Wat het deur sy hart gegaan? Julle weet, ek love a backstory. So ek het nie 'n backstory, so ek het my eie backstory gemaak. Ek wonder, ons lees dat hy gedwing was om die kruis te dra. Toe wonder ek by myself, of hy nie dalk op daai oomblik in sy binneste 'n wroging gehad het. Oor die vermeteldheid van hierdie Romeinse soldaat, om hom te dwing om die kruis te dra nie. Die Romeine het hulle onderdruk. Die Romeine het baas gespeel oor hulle. En die bietjie vryheid wat hy gehad het, was van hom weggevat, want nou was hy geforseer, gedwing om 'n kruis te dra. Ek wonder of hy nie so 'n bietjie 'n wroging gehad het nie. Maar dis hier aan die voet van die kruis, terwyl 'n klomp goed in sy binneste woel, waar hy iets anders te hoor. Hier hoor hy nie woorde van oordeel nie. Hy hoor nie woorde van wraak nie, maar hy hoor woorde van vergifnis. Lukas 23. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoekom vra hy genade vir hulle wat hom ophang? Hoe is dit moontlik dat jy genade vra? Wat bedoel hy met, hulle weet nie wat hulle doen nie? Hulle weet presies wat hulle doen. Hulle is besig om hom dood te maak. Hoe vra hy vergifnis? En ek wil my indink dat Simon in daai oomblik daar aan die voet van die kruis hierdie woorde hoor en vir homself sê, maar dis wat ek nodig het. Ek het vergifnis nodig. Ek wil my verstout om te sê, ek dink dis was dalk hoekom hy Jerusalem toe gekom het vir die Pesach, die Passover. Want hy wou graag daar wees, hy wou deel wees, want hy het vergifnis nodig gehad. Want die viering van die Passover moes daai geleentheid toe die bloed aan die deurposte gesmeer was, sodat die volk bewaar sou word van die doodsengel. Maar as jy so naby aan die kruis is en jy hoor woorde van vergifnis, hoe is dit dan moontlik dat daar gespot word? Want Simon hoor ook die spot van die een misdadiger aan die kruis. As jy so naby aan jou einde gekom het en jy kry wat jy verdien, hoe spot jy? Maar hy hoor ook die woorde in Lukas 23 vers 41 van een van die misdadigers wat sê, ons ontvang ons verdiende loon. Ons ontvang ons verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En ek wonder of Simon nie in daai oomblik aan alles wat hy in sy lewe al verkeerd gedoen het, gedink het nie.
en 'n sig van verligting gesig het, dat hy nie ontvang het wat hy eintlik verdien nie. Hy is dalk dankbaar dat hy nie ontvang het wat hy verdien het vir al die goed wat hy in sy lewe verkeerd gedoen het nie. En is dan wanneer die woorde hom in sy hart tref, Lukas 23 vers 42, dink aan my, Here. Dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. Ek wonder of Simon op daai stadium gedink het, wat gaan dink help? Dink gaan nie nou help nie, hier moet nou 'n plan wees. Hier moet nou 'n plan gemaak word, hier moet nou 'n uitkoms, nee, hier kan nie nou gedink word nie, wat help het om te dink? Maar dis Jesus se antwoord, wat eintlik Simon laat snak na sy asem. As Jesus vir daardie misdadiger sê in Lukas 23 vers 43, hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag. Hoe is dit dan moontlik? Hoe kan dit wees? Kan dit wees dat saligheid en verlossing nie verdien word nie, maar dat dit ontvang word? Dat saligheid en verlossing nie gaan oor al my foute nie, of al my probeerslae, of dit wat ek reg gekry het, of dit wat ek nie reg gekry het nie, maar dit gaan totaal en al oor vertroue. En dat daar in 'n oomblik 'n verlede uitgewis kan word en 'n nuwe toekoms geskep kan word. Dis wat verlossing is. Dis 'n deur. Die kruis is 'n deur na die lewe. My doodloopstraat word God se keerpunt. En ek glo, ek wil dink, dat Simon in hierdie oomblik 'n waarheid gehoor het, van daardie einste lippe van die mond van hom wie hy gehelp het, se kruis dra. Redding hang nie af van wat ek gedoen het nie, maar redding hang af van wie ek op vertrou. En is hier aan die voet van die kruis, was Simon iets ervaar wat hy dalk nie geken het nie. Hy ervaar Jesus se omgee. Hy ervaar Jesus se besorgdheid. Want toe Jesus aan hy kruis hang en hy kyk af, toe sien hy sy moeder raak. En terwyl hy met sy fisiese pyn worstel, vertroos hy haar hartspyn. Luister wat sê hy vir haar, toe hy sy moeder sien. En die disipel vir wie hy lief het, sê hy vir haar, vrou, daar is u seun. Jy moet bietjie gaan stil staan daarby. Dit verander van moeder na vrou toe. Was dit disrespek? Nee. Dat klaar iets gebeur van sy posisie. Hier praat hy as die een wat al reeds oorwin het. Nie meer as die kind afhanklik van sy ma nie, maar as die een wat kan troos en vertroos. Ja, is dit mooi nie? Is 'n ander verhouding. Simon besef dat hierdie man wat aan die kruis hang,
is nie een wat verhoudings kom verbreek nie, hy is die een wat verhoudings kom herstel. Die kruis kon so maklik mense uitmekaar dryf, maar dit word die plek waar verhoudings herstel word. En daar nuwe verbintenisse kom. Geliefdes, selfs aan die kruis, te midde van sy seer en sy pyn en sy lyding, maak Jesus voorsiening vir sy moeder. En julle weet, hy het 4 ander broers gehad. Hy maak voorsiening, hy is besorgd oor sy moeder se welstand. Nou die dag het ver gevorder, die lyding is nou duidelik sigbaar, en is in hierdie swaar oomblik, wat die woorde Simon se binneste ruk, want hierdie woorde breek deur die rou, die smart, die snikke, die somberheid van die oomblik. Eli, Eli, lama sabachthani. Skrif sê, Jesus het dit uitgeroep. Dink Simon by homself, hoe kan dit wees? Want hierdie woorde beteken dan eintlik, my God, waarom het U my verlaat? Kan so iets moontlik wees? Kan God hom dan verlaat? En is in hierdie oomblik glo ek dat Simon aan elke oomblik gedink het, waar hy gewonder het, of God hom nie dalk verlaat het nie. Of God nie van hom vergeet het nie. Of God hom nie hoor nie. Was dit nie dalk die rede hoekom Simon 1200 kilometer ver gekom het om in Jerusalem te wees in die tyd van hierdie fees, dalk net om naby aan God te kom? Dalk net God te hoor. Want hy het begin wonder. Hy het begin twyfel. En terwyl Simon se mond droog word en sy tong in sy verhemelte vasklou, as gevolg van alles wat al in hierdie dag gebeur het, hoor hy hierdie woorde van die kruis. Ek het dors. Geliefde, dis hier aan die kruis, waar ons nie 'n ontasbare held sien nie, maar 'n verlosser wat weet hoe dit voel om seer te hê, om leeg te wees, om uitgeput te wees en om dors te hê. Hy is iemand wat weet hoe dit voel as jou liggaam nie meer wil of nie meer kan nie, wanneer jou kragte op is. God ken nie net ons pyn en ons seer, ons fisiese pyn en ons seer in teorie nie. Hy ken dit van binne af. En God kies nie om die wêreld te red daar van ver af, daar van uit die hemel af nie. Nee, hy kies om die wêreld te red hier in die wêreld deur sy seun wat mens geword het en onder ons kom woon het. En nou hoor Simon hierdie woorde, dit is volbring. Maar hoe kan dit wees? Dit is onmoontlik. Is dit hoe dit gaan klaarmaak? Het Simon dalk by homself gedink, is dit dan hoe dit gaan eindig? Het ek dan verniet hierdie kruis help dra? Deur die man verniet gelei, is dit dan hoe dit gaan eindig?
gaan klaarmaak? Beslis nie. Inteendeel, en ek en jy weet, want ons kyk terug. Ons weet vandag, dit beteken eintlik, die prys is ten volle betaal. Dis afgehandel, daar's niks wat meer bygevoeg kan word nie. Maar in daai oomblik het Simon dit nie beleef nie. Hy was nie daar. In die boefretrek saam met die disippels, toe Jesus vir sy disippels gesê het, ek los julle nie as wees agter nie. Hy was nie daar. Toe Jesus gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as hy klaar is nie, al wat hy hoor is, dis nou klaar, dis nou verby. Maar ek en jy weet vanmôre, dank God, dit was nie klaar nie. Dit was net volbring, dit was afgehandel, en daar is niks, ek wil vanmôre hê, jy moet dit hoor, daar is niks wat ek en jy kan doen, om iets daarby by te voeg nie. Ons kan nie vir ons redding werk nie, ons kan dit nie verdien nie, ons ontvang dit, wanneer ons glo en vertrou in die een, wat aan die kruis van Golgotha gehang het. Geliefdes, en daarom leef ek en jy uit sy oorwinning uit. Ons leef nie vir oorwinning nie, die oorwinning is reeds behaal. Die prys is ten volle betaal, ek en jy leef vanuit daardie oorwinning. En terwyl Simon nog antwoorde soek vir al hierdie vrae en al hierdie goed wat in sy gedagtes maal, hoor hy Jesus sê, die laaste kruiswoord, Lukas 23 vers 46, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dis seker die belangrikste woorde wat Simon kon hoor. Daardie woorde, gee oor. Geliefdes, oorgawe is nie swakheid nie. Oorgawe aan God is nie swakheid nie. Oorgawe aan God verg moed. Want as ek oorgee, dan sê ek eintlik, ek is nie meer in beheer nie. Dis om my lewe in die hande te plaas van iemand wat groter is as ek. En ons sukkel daarmee. Ons gee kort oor, maar dan vat ons net so vinnig terug. Hallo? Here, ek los dit in die hande. Net om dit weer op te tel. Want ons wil graag in beheer wees. Ons wil alles beheer. Ons wil die toekoms beheer. Ons wil ons keuses beheer. Ons wil self ons vrese beheer. Maar die kruis nooi ons uit om iets anders te doen. Die kruis nooi ons uit om dit in God se hande te plaas. Vanmôre is hierdie hande op hierdie tafel. Nie omdat ons net iets gesoek het om die tafel vol te maak nie. Om tot jou en my hart te spreek. En God vra nie dat ons dit eendag in sy hande sal los nie. Hy vra ons om dit vandag te doen. So geliefde, gaan nou klaarmaak, maar moenie oppakkie. Hierdie week nooi ons uit om te luister. To listen. En listen in silence het presies dieselfde letters. Skryf dit neer. Check my. Listen in silence uses the same letters. Hierdie week nooi ons uit om te luister na die woorde van die kruis. Maar daar's baie stemme.
Daar's baie stemme daar buite, baie stemme wat met ons praat. En ek en jy het nodig om daai stemme stil te maak, sodat ons die waarheid kan hoor. En in hierdie week, van jou afsondering, jou eenkant kom, jou pause, jou tyd van vas, is dit die geleentheid om stil te word en te luister. Wat hoor jy? Ek sal nou jou blaadjie teruggee. Ek vra jou op hierdie blaadjie, wat hoor jy? Wat gaan jy hoor in hierdie week? En ek wil net so vinnige getuienis vertel. Kan ek maar. Ek en Benedict se donderdag praat oor vanoggend. Ek share my preek. Ons bid saam, ons vertrou die Here saam vir watter liedere moet ons sing wat deel word, wat deel is. Maar so praat ons oor 'n klomp goed, ons praat sommer oor die lewe en ons praat oor alles en ek vertel toe oor my ma, my pa en hulle is oud en hulle is baie goed en ek het in hierdie week eintlik my ma neuroloog toe gevat en toe het ek so 'n baie negatiewe ervaring toe ons daar kom 100+ kilometer verder, toe is daar 'n smash up met die bespreking, nie van ons kant af nie, van hulle kant af en ons draai daar om sonder om 'n neuroloog te sien en ek is bekommerd oor my ma want my ma se geheue is nie meer lekker nie. En my ma moet my pa versorg wat 91 is. En ek kom agter en ek sê in die week, ek wil nie meer soontoe gaan nie. Want dit is nie vir my lekker nie. En ek is besorg. Ek is nie besorg nie, ek is bekommerd. En in dieselfde asem vertel Benedict, haar ma is 93 en haar ma het nou haar huis in die mark gesit, want sy kan eintlik nie meer alleen bly nie. En sy is bekommerd. Terwyl ons so praat en terwyl ons bid, besef ons dat Jesus aan die kruis 'n besorgdheid gehad het oor sy moeder. En ek sê, Here, ek kan sy besef in daai oomblik, ons kan self daai bekommernis vir God gee. Ek hoef nie meer oor hulle bekommerd te wees nie, ek kan wel oor hulle besorg wees. Maar daar's 'n God wat groter is as ek. Ek maak al planne hoe ek my ma en my pa by my huis gaan akkommodeer. My vrou weet dit nog nie eers alles nie. My kop werk oortyd, ek en ek sê, Here, ek kan nie, hierdie goed, dit maak my klaar. Maar as 'n God wat hang aan 'n kruis, en hy sê daar vir sy moeder, ek wens ek het 'n chommie gehad, en kom vir hom sê, hey, daar's jou ma en pa. Hoor vanmôre, wat wil die kruis vir jou sê? Wat moet jy hoor? Want net daai oggend voor Benedict kom, skryf ek in my gebedsjoernaal. Ek skryf aan Here, ek kan nie meer hierdie, ek kan nie. My swaar sê daai dag van my, nee, dis jou probleem, jy is die seun. Vat jou ma se kar weg. Sê ja, maklik. Okay, ek wil nou nie 'n lang storie. Ek het gesê ek gaan 'n getuienis bring. Ek wil net vanmôre vir jou sê, wat moet jy hoor? Wat wil die kruis vir jou sê oor waar jy is? Maar die kruis is nie net iets wat ons moet bewonder nie. Ons moet die kruis optel. Want aan die kruis hoor ons vergifnis. Hoor ons aanvaarding. Hoor ons opoffering. Hoor ons herstel. Gaan kyk na daai kruiswoorde.
Maar die kruis vra ook vir jou en my om te vergewe, te aanvaar, reg te maak, verhoudings, en. Die kruis vra nie net vir ons, wat hoor ons nie. Die kruis nooi ons uit om oor te gee. Wat moet jy oorgee? Wat moet jy in die hande van God laat? Jesus bid aan hy kruis, hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Wat moet jy oorgee? Ja, myself, primêr. Miskien moet jy dalk jou vrese oorgee. Jou bekommernisse. Ek vra die vraag op hy bladsytjie en jy kan hierdie week daarmee werk. Wat moet jy oorgee? Ek kan nie alles beheer nie. Ek het nie die kapasiteit nie. So vanmôre, is daar baie ou lied. Ek het nie geweet uit ekstra verse nie. Benedette dit. I surrender all. I surrender all. All to you. My blessed Savior. I surrender all. Kan jy dink dat Jesus, die tweede persoon in die Godheid, aan hy kruis kom en hy sê, ek gee oor. In die nag waarin die Here Jesus verraai is, en ek gaan nou nie aan die brood vat nie, het hy die brood gebreek en gesê, dis my liggaam, wat vir julle gebreek word. Dit het gebeur na 'n klomp goed gebeur het. Onder andere die feit dat Petrus gesê het, toe Jesus sy voete wou was, nee. Hy wou nie oorgee nie. Toe sê Jesus vir hom, wel, as ek nie jou voete kan was nie, kan jy nie deel hê aan my nie. So vanmôre as jy 'n broodjie neem en 'n kelkie vat en teruggaan na jou sitplek toe, laat hierdie broodjie en hierdie kelkie jou uitnooi om oor te gee. Want as ons nie oorgee nie, kan ons nie deel hê nie. Here, onse Here, hoe groot en wonderlik is U. U het nie net aan die kruis gesterf nie. U het vanaf daai kruis gepraat. En vanmôre, 2000 plus jaar, praat U met ons deur U Gees. Dankie.
Dankie dat U met ons praat. Maar help ons om te hoor. Daar's goed wat ons nie kan beheer nie, Here, wat U vra wat ons moet oorgee. Mag ons in hierdie week luister. Luister na die influistering van die kruis. Dankie vanmôre vir hierdie tafel, Here. Ons wil nou aan hierdie tafel kom sit en ons is vanmôre dankbaar vir die voorreg om aan hierdie tafel te sit. Jesus se woorde aan die kruis spreek van vergifnis. Dit fluister aanvaarding. Dit kommunikeer herstel. Dit vestig verhoudings. En dit verklaar sy nabyheid, sy omgee, sy teenwoordigheid. Wil jy nie vanmôre vrymoedigheid neem om aan hierdie tafel te kom sit en oor te gee nie? Kom ons neem vrymoedigheid terwyl hulle vir ons in hierdie ou koorgedeelte lei. Jy is so welkom. I
surrender all to you. All to thee, blessed Savior, I surrender. Kom ons verklaar dit net nog eenmaal. I surrender all to you.